Madeleine hier mensies en welkom terug by Slaapstories vir groot mense. Hier vertel ons Afrikaanse stories vir die stiller ure van die aand. Vir wanneer jy wil afskakel, asemhaal en stadig aan wegdryf, slaapland toe. Donderdaгаande kuier oom Eldie by ons en Sondagaande wissel ons tussen Mas Kokomoer se misdaadverhale, Mavis Ferreira en ook nou en dan 'n lekker verrassingsstorie. As jy op YouTube luister, help ons deur te like, comment en subscribe. En op Spotify, onthou asseblief om die potgooi te volg en vir ons 'n kommentaar te los. Dis Afrikaanse stories vir Suid-Afrikaners, waar in die wêreld julle ook al is. Vanaand lees ons Blou Merkies, 'n kort verhaal deur Lourens Joubert. Die lam is in die nag gebore. Willem het dit self uitgetrek, klein en glibberig en te stil, wat hom die asem laat inhou het vir 'n oomblik. Maar toe, die eerste rukkende asem en die ooi wat begin lek het. Hy het opgestaan met modder op sy knieë en geweet, alles is reg. Hy het sy foon uitgehaal en 'n foto geneem in die swak lig van die kraal se lamp. Die lam met sy nat koppie omhoog. Die ooi wat kyk asof sy dit nog nie kan glo nie. Hy het die foto gestuur vir Romy. Kyk wat het vanaand hier aangekom. Het aan jou gedink. Jy was nog altyd mal oor die lammers. Die merkies het blou geword. Hy het die foon in sy sak gesit en teruggegaan huis toe. Die week het aangegaan soos weke op 'n plaas aangaan, met werk wat nie wag vir 'n mens se gemoed of stiltes nie. Hy het vroeg opgestaan, koffie gemaak in die stil kombuis, terwyl Hendrien nog geslaap het. Die koppie was sy eie. Die res van die huis het gewag op 'n dag wat sonder hom begin het. Hy het dit nooit anders geken nie. Of miskien het hy, en kon hy nie meer onthou wanneer dit verander het nie. Dinsdag het hy en Hendrien saam geëet. Sy het gepraat oor die buurvrou se nuwe kombuiskaste. Hy het geluister en geantwoord waar dit nodig was. Die kos was goed, die stilte daarna was goed versorg, netjies, soos 'n kamer waaraan niemand meer woon nie. Woensdag het Hendrien sy koffiekoppie weggevat, voor hy klaar was. Nie uit woede nie, net uit gewoonte. Hy het gekyk hoe sy dit was, en niks gesê nie. Woensdag het hy weer vir Romy gestuur. Dink aan jou, hoe gaan dit met die kinders? Blou merkies. Niks. Hy het die foon neergesit en buite toe gegaan. Donderdagaand het hy lank by die kraal gebly. Die skape het teen mekaar gestaan in die koue. Nie uit liefde nie, maar uit gewoonte. Net die eenvoudige logika van lywe wat lankal naas mekaar bestaan. Geen een het hom aangesien nie. Geen een het geweet hy is daar nie. Of dalk het hulle net nie omgegee nie. Toe hy inkom het Hendrien die gevra waar hy was nie. Sy het na die TV gesit en kyk. Die lig van die skerm op haar gesig. Hy het verbygeloop en sy het haar hand gelig. Nie na hom nie, net 'n beweging, soos iemand wat droom. Vrydag het Romy gebel. Hy het die foon vinnig opgetel. Te vinnig. En hy het dit geweet. Haar stem was vriendelik besig. Sy het gepraat oor sy kleinkinders, oor François se nuwe werk, oor hoe moeg sy is. Sy het gelag op die regte plekke. Hy het ook gelag. Voor sy afgelei het sy gesê, "Papa, ek bel jou weer gou."
Hy het gesê, goed my kind. Sy het nie gebel nie. Saterdagoggend was die ooi alleen in die hoek van die kraal. Die lam was weg in die nag, sonder rede wat hy kon sien. Dit gebeur. Hy het dit al baie keer gesien. Maar die ooi het nog geloop en geroep, haar kop laag, haar stem 'n dun, herhalende ding, wat teen die klipmure weerkaats het. Die ander skape het aangebeweeg, gevreet, geleef. Willem het by die heining gestaan, tot die ooi opgehou het roep. Dit het lank gevat. Toe sy stil word, het sy net gestaan. Nie vrede nie, net uitputting. En hy het omgedraai en teruggegaan huis toe. Sondagoggend het hy die ou gesprekke oopgemaak op sy foon. Hy het nie geweet hoekom nie. Of miskien het hy geweet en homself nie gestop nie. Hy het teruggerol deur die maande. Hy het die datum gevind. 'n gewone Dinsdag. Geen verjaarsdag nie, geen rusie nie. Net 'n dag wat gekom en gegaan het, soos alle ander dae. Maar iets het daardie sonsondergang vertrek, wat nooit teruggekom het nie. Hy het lank na die datum gekyk. Toe het hy die foon neergesit, opgestaan en koffie gemaak. Hy het dit saamgevat na die stoep en gaan sit in die oggendson, wat nog nie te warm was nie. Oor die veld was dit stil. By die kraal het die skape begin beweeg vir die dag. Hendrien was eers agter hom in die huis. Hy kon haar hoor, vaag, soos 'n radio in 'n ander kamer. Hy het sy foon uitgehaal, een laaste foto van die veld in die oggendlig. Die lang skaduwees, die droë gras, die lig wat nog nie besluit het watter kleur dit wil wees nie. Hy het dit gestuur vir Romy. Geen woorde nie, net die foto. Die merkies het blou geword. Sy het niks geantwoord nie. Hy het haar nommer gesoek op sy foon, haar naam gevind en dit geargiveer. Nie uitgevee nie, net weggesit, gebare, soos sy hom gebare het. Daar, maar uit die pad. Soos 'n foto in 'n album wat jy nie elke dag sien nie, maar nooit kan weggooi nie. Hierdie keer sit hy die foon neer sonder om te wag. Dit is nie vrede nie. Dit is net die volgende ding, na pyn. Geskryf deur Laurens Joubert. Voorgelees deur Madeleine Skoombie. 'n produksie van Slaapstories vir groot mense.